Genade en vrede aan julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van die Here Jesus Christus, die getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Nou het ek almal verwelkom, die kinders is klaar, nou moet ek begin, die inleiding. Ons tema vanoggend, het julle vir my daar 'n prentjie? Hy ken jou storie, gaan vertel die mense. Ons gaan 'n bietjie in daai rigting beweeg vanoggend. Ek wil vir jou eers sê hoekom hierdie preek gebeur het. Ons is altyd besig met kerk. En kerkdinge en allerlei goeters en goeters en goeters. En ek het persoonlik op 'n plek gekom en besef, maar daar moet weer meer word. En volgens sy aanbidding ook, daar was 'n tyd en 'n dag wat ek soos 'n riet gebewe het agter daai mikrofoon. Daar was 'n tyd en 'n dag wat ek soos 'n riet gebewe het toe ek hier voor gestaan het. Ek bewe nou net 'n bietjie. Want dit was vir my belangrik. Dit was vir my groot. Ek is op die verhoog. Ek bedien die woord van God. En vra maar die ander musikante ook. In die begin bewe jy maar. Ek smile hulle vir my. Want dit is jou ernstig, is jou passie. Jy is die aand voor die tyd opgewonde, want môreoggend gaan ek op die verhoog staan en ek gaan sing. En dan kry jy die eerste keer jou eerste liedjie wat jy moet alleen lei saam met die span. Dan bewe jy soos 'n riet. Maar daar's passie. Jy gaan net vorentoe. En die eerste verhaal is jy so bekommerd, die mense sien jou raak. Weet jy, hulle kyk nie eens vir jou nie, hulle kyk vir die woorde. Dit het ek vinnig geleer, dis hoekom ons die ligte afsit, omdat ons skaam is. En ek het net weer besef vir my persoonlike lewe en almal om my en ek meng met die gemeente en ons praat oor baie goeters is, waar is jou passie? En ek wil vanoggend met jou 'n paar goeters deel en ek's vol passie, dis hoekom ek ook nie baie klere, ek wil vry wees. Maar ons het passies so sport. Visvang, dis 'n passie wat ouens het. Hardloop is 'n passie wat ek nie verstaan nie, glad nie. Ek glo vas daaraan, die Here het 2 mense op die planeet geskep. Die eerste mens wat hy geskep het die wiel ontwerp. En die tweede mens wat hy geskep het, is die ou wat 'n kar se engine ontwerp het. Daai 2 mense hou ek van, want hulle het vir my 'n ding gemaak wat van self kan ry. So die hardloop, as jy 'n passie het, persie geniet dit. Daar's 'n passie vir skuifskiet, 'n passie om karre om te bou. Ek wil vir voorbeelde gee. Naaldwerk, vrouens wat naaldwerk doen, brei en al sulke goed doen, jy het 'n passie, want is iets wat jy maak, is iets wat jy vir mense kan wys. Fotografie is mense se passie. Miskien is jou kinders se passie en groot ding jou kinders se prestasie. Dalk vir jou belangrik, en dis goed. Of jou gunsteling sportspan. Dalk is jou passie jou gemeente. Sal nie weet nie, nee. Maar dis dalk jou passie, ek weet nie. En wat jy doen gewoonlik as jy hierdie passie het, jou hart is so naby daaraan, dat jy sal al hierdie moeite doen. As jy 'n fietsryer is, staan jy vroeg op. As jy lief is om te skiet, dan doen jy moeite en jy sorg dat jy by die skietbaan kom. Jy spandeer geld in jou passie. En as mense vir jou vra, waarmee is jy besig? Het jy al gesien as jy vir iemand vra oor hulle sport of hulle passie en fietsry, al hierdie goeters, né? As jy vir hulle vra nou, hoe gaan dit met dit? Wat gebeur? Jy moet hy gesig sien, hè? Hy oogies maak so oop. Dis hulle passie, hulle is so opgewonde daaroor. En dan vertel hulle jou alles daarvan. En dis reg, want dis wat God in ons harte gesit het. En jy het natuurlik geld ook nodig, so jy spaar 'n geldjie, want jy moet hierdie ding doen. Ek is in so 'n transisie met 'n sport. Dit kos. Dan gee jy ander goeders op, maar jy gaan vir hom doen. Dit is jou passie, dis hoe dit moet wees. As 'n paar goed wat ek wel nie in my passie verstaan nie, die manne sal dit verstaan, 'n man kan nie net 1 verstok hê nie, hy moet 2 verstokke hê. Dis reg. En as 'n ander ding, 'n man het nie net 1 motorfiets nodig nie, hy moet 2 motorfietsse hê. Maar nie almal verstaan dit nie. Dis 'n bietjie duur. Of gewere ook, of alle tipe goeders. Vrouens die naaimasjiene, hy moet 'n borduurmasjien ook gedeelte by hê, want dis jou passie, jy moet hierdie goeders kan doen. En daar's niks verkeerd daarmee nie. En dan vra ek vanoggend vir jou 'n vraag, en dis waaroor ek opgewonde is vanoggend is, hoe lyk dit met jou passie vir Jesus Christus? Nie die kerk nie, nie Sondag nie, Jesus Christus. Ek het 'n bietjie huiswerk gaan doen, dis nie in my preek nie, maar dit lê lank in my hart.
As jy na die oorspronklike taal gaan kyk en ons praat van Yeshua, dis meer 'n verandering, maar as jy die oorspronklike taal gebruik, dan praat hulle van Lucius Christus. Dan is dit Jesus Christus. Dis hy. Dis oor hom wat ons vandag gaan praat. En hy is die ene waaroor ek en jy moet passievol wees. En ek wil 'n kort video met jou deel oor 'n prediker wat vertel het, wat het hy ervaar in 'n kerk. Ek weet dis Engels, ek kon hom nie in die hande kry om hom te vra om dit vir my te vertaal in Afrikaans nie, maar ek glo jy gaan dit verstaan. En ek wil hê jy moet mooi luister wat sê hier jou. Kom ons kyk gerus daarna. I was invited to a wonderful all-black church. I'm sitting there and a lady comes in. She sits down from me and she says hello, and I said hello. And I didn't understand, this lady's going to change my life forever. I will leave that service wanting to be like her. She turned to me and she said, "What are you doing here, white boy?" Now, in my whole life, no one had ever called me white boy. I said, well, white boy's going to preach this morning. She looked at me and she said, "You got the stuff, white boy?" I said, "I beg your pardon?" She said, "Don't play stupid, white boy." She said, "If the preacher ain't got the stuff, we don't have church. If you don't got it, you sit right down here and let somebody stand up there that's got the stuff." She said, "Now, you got it or not?" I said, "White boy's got the stuff." I didn't know what to say. She said, "They tell you how we do stuff here?" I said, "No." Oh, she said, "Well, let me tell you. Service going to start right on time." She said, "And we're going to sing for at least an hour." She said, "Sometimes we sing more than an hour." She said, "You love to sing, white boy?" I said, "Oh, yeah, I never get enough of it." Right. She says, "After we're done singing, we have testimonies." She said, "People talk about stuff they've been delivered from." She said, "Man, sometimes they stand up and, man, they confess crimes they've done. It's good." And she said, "Man, when they confess a crime, we take them right down to the jail and turn them in." She said, "You've not done any crimes, have you, white boy?" And I thought, none that I'm talking about this morning, no. She said, "After that, we take the offering." She said, "You love to give, don't you?" And I'm thinking, I don't know what's in my pocket, but it's all going in this morning, man. She said, "Then comes the preaching." She said, "You hear me, white boy? We didn't come to get out. We come to go to church." She said, "If you come to get out, just best you not come." What an insult to God. She said, "Whatever stuff you got, make sure we get it, and don't cut it short." She said, "Now, could you do me a favor, white boy?" I said, "Sure." She said, "Could you move over?" I said, "Okay, somebody else coming?" She said, "No." She said, "Because when I get singing, I needs my room." She said, "You see, I'm addicted to praising him." She said, "I don't like it. I adore it." She said, "It's the passion of my life, praising him." I moved over. That dear sister, man, she got singing. And you know what? She's singing and crying, and pretty soon I'm crying. And I don't know why we're crying. Her passion pulled me in. Man, we're singing, and I'm like, boy, I want to praise the Lord like she does. I'm up by the preacher, and I said, "You know that lady down there?" He said, "Yeah, you're sitting down there by Abby, Sister Abby." I said, "Preacher, she's amazing." He said, "Well, did she share her testimony with you?" I said, "No." He said, "Well, David, let me tell you." He said, "Just a couple of years ago, her husband and 2 junior high boys walked down to the bus stop. Early in the morning, some shotguns came out and killed her 2 boys and her husband. I met her at the hospital, and I said, 'Abby, what do you want to do?' She said, 'Let's have church. I need to get back to my passion.'" He said, "Did she tell you she has stage 4 cancer and no money for medicine?" I said, "No, she didn't tell me that. All she did was tell me about her Jesus. And all I know is I want to be like her." Would anybody want to be like you? And do you have a passion to pray? Sy het nie teksverse gelees nie. Sy het nie die Bybel gelees nie. Sy het net 'n storie vertel wat vir haar belangrik was. En as jy gehoor het wat sy deur was met kanker en haar gesin verloor, het sy al die reg gehad om haar rug op die Here te draai. En ek praat met die verkeerde mense en ek moet nou in die kamera kyk as ek praat, want ek het soveel gemeentelede, wat iemand aan die dood afstaan en vir my in my gesig al gesê het, ek gaan nie weer kerk toe kom nie. Ek is klaar. En dis jammer, want dis hier waar ons passie kan hê vir God. En sy woorde was vir my die mooiste van alles, is van, ek wil ook so sy wees, en ek wil jou vra vanoggend, as jy besig is om vir iemand te vertel van jou kerk, of die Bybel, of die Here wat jy dien, hoe voel hulle daaroor? Sê, as hulle wegstap, sal iemand sê, ek wil ook soos daai persoon wees. Ek wil ook hê wat jy het. Want er was 'n tyd en 'n plek in my en jou lewe, wat ons op 'n plek gekom het, waar iets ons getrek het hiernatoe, en na die woord van God toe.
En ek het groot getuienisse hierdie week al gehad, en laasweek, van mense wat God weer gevind het. Want daar was iemand of iets wat hulle ingetrek het. En dis ek en jy. En as ek kom by hierdie passie, dan kan ek myself nie help nie, dan gaan ek na Johannes 4 toe. So jy kan jou Bybel so lank oopmaak vir my by Johannes 4, en ons gaan 'n bietjie kyk. En dis 'n ou bekende storie, jy het hom al gehoor. Ons gaan kyk na die vrou by die put. Jy kan so lank oopmaak, ons gaan eers later in die hoofstuk lees. Ek gaan so 'n stukkie agtergrond vir jou gee, dat jy net verstaan wat gebeur hierso. En hoekom is dit so 'n ongelooflike stukkie skrif wat daar plaasgevind. Nou in die eerste gedeelte, ons gaan eers hier by vers 4, vers 25 begin lees, maar in die eerste gedeelte wil ek jou agtergrond gee. Die Here Jesus is op pad Galilea toe. Van waar hy is. En hy het nie 'n keuse nie, hy kan of 'n verre ompad vat en hy besluit om deur Samaria te gaan. En hy is ver om te loop en hy is redelik moeg op hy stadium. Jy kan al die inligting gaan lees en hy gaan sit by 'n put. En dit is baie interessant as jy gaan lees in die skrif, dis die put van Jakob van 'n hele paar 100 jaar terug wat gegrou is deur dieselfde vader Jakob wat in hulle voorgeslagte is. En hy gaan sit by hierdie put en die disippels gaan vir hulle kos kry in die dorp. En terwyl Jesus daar sit, redelik moeg, as jy gelees het, dit is van die 6de uur, is 'n redelike warmtyd van die dag, kom daar 'n vrou aan om water te skep. En 'n gesprek begin. Maar daar's 'n probleem met hierdie gesprek. Want hy is nie veronderstel om met haar te praat nie. Jy gaan nou hoor hoekom, want sy's 'n vrou. En nou is hy nog 'n Samaritaan. Nou die Jode het die Samaritane verag. As jy nou wil weet wat's rasisme, dan het jy 'n Jood en 'n Samaritaan in dieselfde vertrek gesit. Ons het nie 'n idee nie. Het neergekyk op hulle, verskriklik. So 'n Joodse man, nog minder 'n rabbi, het nie 'n gesprek met 'n Samaritaanse vrou nie. Jy doen dit nie. Maar in die middel van die dag kom sy en sy kom kry water alleen. En dit sê iets van hierdie vrou, iets nie lekker nie. Want vrouens het gewoonlik in groepe water kom haal. Maar hulle begin met 'n gesprek. En die Here Jesus is besig met 'n gesprek en sy begin besef, maar wag 'n bietjie, hierdie ou, is my vreeslike lelike woord, of hierdie man, daar's iets anders aan hom. Hierdie man is dalk die Messias. Hier's iets wat besig is om te gebeur. Ek wil nie alles weggee nie, so kom ons lees saam. Johannes 4 vanaf vers 25. Sy kom iets agter. Amper vergeet ek van 'n gedeelte. In hulle gesprek kom daar nog 'n ding uit. Die Here Jesus vra vir haar, "Was jou man?" Sy sê, "Nee, ek het nie een." En hy sê, "Ja, ek weet, want jy het 'n paar ander gehad. En die ene saam met wie jy nou bly, is een wat jy nie meer getroud is nie." Goed. En dit sê klaar vir my iets, dat sy het nie eers saam met die ander vrouens gaan water skep nie. Hoekom? Want sy het 'n reputasie. Jy wil nie met haar meng nie, want dan kom braai sy by jou en jy het ook 'n man. Hierdie vrou is nie 'n voorbeeldige ene nie. Dis 'n afleiding wat ek maak, dit staan in die skrif nie, maar dis hierdie vrou. Dis wie en wat sy is. En Jesus kom my vertel van wat in haar lewe aangaan. En haar kassie is geskit. Kom ons hoor wat staan nie. Vers 25. Die vrou sê vir hom, "Ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Jesus sê vir haar, "Ek is die een wat met jou praat." Kom ons stop net vir 'n oomblik daarin. Wat het die Here vir Moses gesê toe hy Moses die dag ontmoet by die brandende bos en Moses vra vir hom, wie praat ek hierso? Wie is u? En hy sê vir hom, "Ek is." Die groot ek is, selfde God, ek is. Juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas, omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra, "Wat wil u van haar hê?" of "Waarom praat u met haar nie?" Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe?" Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Wat gebeur hierso? Baie eenvoudig.
Die disippels is dorp toe en hulle het gaan toebroodjies koop. En miskien al koeldrank, ek weet nie. Want hy moet geëet word. En toe hulle terugkom, is hulle eerste reaksie, wat soek Jesus met hierdie vrou? Want hy is nie veronderstel om met haar te meng, en hulle was redelik ontsteld, maar niemand sê 'n woord nie. Hy praat met 'n vrou, dis ongehoord. En nou sê jy die goeders uitvind, wat is die vrou se reaksie? Sy los die water net daar. Dit wat sy kom haal het, wat sy nodig gehad het, water uit die aard van die saak, daar is nie krane in sulke dorpe nie, ook nie waterpype nie, kom haal sy, en ewe skielik los sy alles net daar. Ek is nie seker dalk hoekom nie, ons analyseer 'n bietjie die saak. Daar kon een van twee goed gebeur. Die eerste een is, sy het vir haar yskoud geskrik, en sy het besef, hierdie ou kom te naby aan my, ek moet wegkom. Los die water en hardloop huis toe. Hy maak my ongemaklik, hierdie Jesus, ek is nie, ons ken die res van die storie, maar kom ons sit onsself in daai oomblik, ek is nie gemaklik nie, hierdie man vertel vir my goed van my, waaroor ek ook nie baie trots is nie. Waar kom hy daarin? Klink dit nie bekend nie. Sodra die Here te naby aan jou kom, dan vlug jy. Nee, dis nie goed nie. Hou nie van hierdie ding nie, dit werk nie vir my nie. Sodra die Here vir jou iets vra, maak jou ongemaklik. Die Here moenie my gebruik nie, kry 'n ander ou om hierdie werk te doen. Kry 'n ander ou om te sê wat moet gebeur in lewens. Die Here moet my net nie gebruik nie. Maar eintlik is jy so dors vir die waarheid. Maar net as dit so naby jou kom, en gee pad jy. Ek het passie vir baie goed, maar net nie die waarheid nie. Here, hou net so 'n bietjie weg, asseblief. Nie te naby aan my nie. Enigiets anders, maar net nie dit nie. En so bly jy geestelik dors die heeltyd. Dis hier om te vat. God is by jou, God is met jou, hy gee dit vir jou, vat dit net. Nee. Ek gooi liewer die water neer. Ons is nou nog nie seker wat sy gaan nie, ek maak 'n afleiding hierso. Nou ek sien nie daarmee nou as jy verdoem en is verby nie, daar is nog steeds 'n houtkruis, daar is nog steeds genade en nie verlossing. Maar jy mis uit, heeltemal, totaal en al, daar is so baie. Iemand praat nou die dag met my weer, nou gaan ek weer oor 'n lekker ongemaklike ding praat, oor tiende. En die persoon sê vir my, hoekom hou jy nie op daarmee nie? Toe sê ek kan dit nie bekostig nie. Hoe bedoel jy nou? Ek sê, ek kan dit nie bekostig nie, want God sorg vir my. Dis hoe ek dink daaroor. Hy is die ene wat sorg. Dis nie ander, dis toe nie jou werkgewer wat vir jou sorg nie. Jy kan môre van werkgewer verander wees. God wat sorg. Ek het hom so nodig, hy is so naby aan my. Goed, dis ons eerste afleiding wat ons maak. Hierdie vrou het vir haar yskoud geskrik, los die emmer water en dan gaan sy. Of, aan die kant van die saak is, miskien het sy die water al gelos, want sy wil terugkom. Want hier gaan iets hier gebeur, sy is nog nie mooi seker wat nie. Want sy is nog nie klaar met hierdie gesprek nie. Maar wat doen sy? Sy los die water en sy gaan vertel vir die mense. Nou moet jy jouself indink, hierdie vrou het 'n reputasie. Niemand gaan hulle regtig aan haar steur nie. Dis nie eintlik moontlik nie. Sy is nie 'n gesiene persoon of 'n fariseer of iemand wat belangrik lyk nie. Sy is 'n gewone mens met 'n reputasie. Sy is deur 'n paar huwelike. Haar morele waardes bestaan nie eintlik nie. Maar tog het die teenwoordigheid van die Here Jesus alles in 'n oogwink verander. Sy het verander. Heeltemal. En wat sê nou? Passie. Skielik het hierdie vrou 'n passie vir iets wat sy al van gehoor het, want dit klink asof sy eers van die skrif iets moet weet, want sy weet daar's 'n Messias wat op pad is, en ewe skielik het sy nou 'n passie. Vers 29, wat sy eintlik ook daar bedoel is, mense, hy vertel my storie, met ander woorde, Jesus sien haar vir wie en wat sy is. Ek kyk dwars deur haar. Hy weet presies waarmee sy haar besig hou, presies. Sy kan niks vir hom wegsteek nie. Sy het 'n passie vir die Here Jesus in 'n oogwink in haar swakheid. Ek het vir jou nuus. Dit wat jy al gedoen het jy nie die Here Jesus mee verbaas nie. Dit wat jy nog gaan doen, gaan jy hom ook nie verbaas of laat skrik nie.
want hy's reeds daar. Dis ongelooflik, maar dis hoe ons God is. Niks wat jy nog gaan aanvang in jou lewe gaan vir hom 'n verrassing wees nie. Hy weet alles, hy ken jou storie. Maar dis die vrou, dis wat sy gedoen het. Sy het toe nie weggehardloop nie, gelukkig nie. Sy het God ervaar, en sy het vir mense gaan sê, kom. Goed. Ek wil na die tweede groep mense toe gaan, wat nou saam met ons in hierdie stories, en ek weet jy moet nou vir my Johannes 4 vanaf vers 31 saam met my verder lees. Intussen het die disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet iets, maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. Die disippels vra toe onder mekaar, iemand het nie tog vir hom iets gegee nie? En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en aanskou die lande, hulle staan reeds wit van die oes. Hy wat oes ontvang sy loon en samel die oes in vir die ewige lewe, sodat die een wat saai en die een wat oes saam kan bly wees. Want in hierdie opsig is die geseënde waar, die een saai en die ander ene maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel, waarvoor julle nie gesoeg het nie. Ander het gesoeg en julle het voedsel getrek uit hulle hande arbeid. Waaroor is die disippels bekommerd? Toebroodjies of Nando's, ek weet nie. Hulle moet gaan kos haal. Dis al. Dis al wat vir hulle belangrik is. Hulle mis die punt. Hulle is veronderstel om iets te doen. Hulle is geroep om vissers van mense te maak. Hulle kry hierdie geleentheid. Die Here Jesus sê vir hulle, die oes is gereed. Julle het nie eers al die werk gedoen nie, maar dit is gereed. Gaan haal dit. Wat doen die disippels? Hulle haal toebroodjies. Toebroodjies is vir hulle belangriker. Vissers van mense eet skielik toebroodjies. Maar 'n sondige vrou met 'n slegte reputasie en God ken haar hele lewe, is die ene wat opgewonde raak en sê, kom kyk my Jesus. Dis passie, hè? Dis ongelooflik om vir iemand dit te kan sê. Ek het nou nog 'n interessante ding gehoor waar 2 mense besig was om te praat en die een persoon het glad nie in God geglo nie en die ander persoon regtig hard aangevat. En toe sê hy vir hom in sy gesig, niemand raak opstandig as ons praat oor Jan en die boontjie rank, of ons praat van Superman, of ons praat van Allah, of ons praat van Boeddha nie. Maar as ek Jesus Christus se naam noem, dan raak die mense wat nie in hom glo nie opstandig. Hoekom? Romeine 1 maak dit so duidelik dat elke persoon in sy hart eintlik weet wie's God. Hy het nie 'n verskoning nie. En daarom raak mense opstandig. Nog 'n interessante ding, ek verstaan dit nog nie, ek hoop iemand kan dit vir my verduidelik. Wanneer ons dit in ons flieks kry en ons God se naam word gelaster. Hoekom net een God se naam? Hoekom word Allah se naam nie gebruik in 'n fliek nie? Of Boeddha se naam? Baie goeie vraag. Ek het nie vir jou antwoord nie. Maar daar's net een God waarteen daar opstand gedoen word. Die ware God. En dis die passie wat ek het. Die disippels en die vrou het almal die dorp ingegaan. Was op dieselfde plek. Dieselfde geleentheid gehad. Maar wat doen hulle? Hulle het interaksie met mense gehad. Hulle het rondgevra vir toebroodjies, sy het rondgeloop en verduidelik en vertel van haar Jesus. En al wat sy vir mense kon gegee het, is Jesus. Sy het niks meer om te bied nie. Ek wil jou vanoggend vra, jy gaan weet, jy het net 2 keuses. Jy moet kies vanoggend wie's jy. Is jy die Samaritaanse vrou of is jy 'n disipel? Dis 'n vraag om te vra. Sal ek en jy baie keer bereid wees om alles te los en vir mense sê van God? Om in enige gesprek, om 'n braaivleisvuur duidelik te maak, ek is te passie vir my God. Of gaan ek en jy net toebroodjies koop, want ons het dit nou nodig. Wat is ons harte?
Daai vraag gaan jy vir jouself moet vra. En dan die eerste van alles is, waarvoor is jy bang? Ek het mooi getuienisse gehad hierdie week van mense wat my vertel het van hoe hulle beginne om, kan ek die woord guts gebruik? Ja, dankie, hulle sê ek mag. Waar mense die guts het om in 'n gesprek by die werk of op 'n plek te sê, maar dis my God en dis waaraan ek glo. Weet jy wat, dis net so 'n klein stappie wat jy neem. Ongelooflik. Maar waar kry jy hierdie idee vandaan? Die Gees van God. Net so 'n klein stappie. Want môre sal hy vir jou meer en meer gee hiervan. Môre sal jy meer en meer daarvoor kry. Kom ons lees verder. Johannes 4 vanaf vers 39. Vers 39, hier sien ons so 'n stukkie verder aan terwyl jy blaai. En nou is hier 'n ding wat gebeur as gevolg van wat hierdie vrou aangevang het. Vers 39. Baie van die Samaritane uit daardie dorp het aan hom geglo op grond van die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Baie interessant, hierdie selfde vers, net hy reeltjie, staan ook in vers 29 sowel as 39, waar sy sê vir die tweede keer, hy het my alles vertel. Hy ken my storie. Hy weet wie ek is. Gaan verder. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het op grond van sy woorde tot geloof gekom, en vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het hom self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Daar's net 2 teksverse in die hele Bybel wat sê, dat hy die verlosser van die wêreld is, en hier is een van hulle. Dis so duidelik het gesê word hier. Die mooiste gedeelte van alles is, hulle is baie reguit. Die enigste vorm van evangelisasie is om vir mense iets te vertel. Nie 'n teksversie nie, jy stuur genoeg op die WhatsApp groepe, jy stuur genoeg op Facebook. Dis wat ons almal doen, nog 'n teksversie. Die beste evangelisasie is die eenvoudigste manier om vir iemand te sê, dis my Jesus. Dis al. En dis wat hier gebeur het. Sy het getuig van Jesus. Sy het vir almal vertel, maar hy ken haar storie. Nou wat het gebeur aan die einde van hierdie skrif? Die mense het later vir haar gesê, ons het nie meer tot verlossing, tot inkeer, noem dit wat jy wil, gekom as gevolg van wat jy gesê het nie. Ons het nou begin tot verlossing kom oor wat Jesus gesê het. Met ander woorde, dit klink asof hierdie vrou se woorde nie so belangrik was nie. Nee. Sy het die werk begin. Sy het net as vertel. Dis al. Sy het Jesus ontmoet. Jesus doen die res van die werk. Ek en jy moet nie die voetwerk doen deur vir iemand te sê daarvan. Dis al. God doen die res. Ek en jy hoef nie iemand te oortuig van die Here nie. God doen die werk. Want hy's God. Dis sy Gees. Dis sy Gees wat oortuig van sonde. Dis sy Gees wat mense herstel. Hoekom? Hy ken jou storie. Hy weet presies wie jy is. Kom ek vra jou die volgende ding. Wie's baie getroude mense? Ek glo dit is veronderstel om so te moet wees. Die persoon wat die meeste in jou lewe van jou weet, is veronderstel om jou huweliksmaat te wees. Want dis die naaste verhouding wat jy het. Wel, is veronderstel om so te wees. Ek bedoel, julle deel baie goeders saam. Daar's 'n ontsaglike vlak van vertroue tussen jou en daardie persoon. En wat nog die beste van alles maak is, daardie persoon wat alles van jou weet, koester jou storie. Nou weet jy wat? God weet ook alles van jou af. Hy koester ook jou storie. So waarvoor is jy bang? Waarvoor is jy bang? Want die Samaritane het tot geloof gekom. Met Jesus se eie woorde, al die pad. Hulle kon self nie in die begin na Jesus luister nie, maar die vrou het die woorde vir hulle gegee. Waarvoor is ons bang? Ons is soveel keer bang. Mense sê vir my soveel keer, ek wil eers regkom voordat ek die Here begin dien. O wee, dan sal ek dit ook nie kan doen nie. Jy moet die Here begin dien, en dan sal jy 'n pad met hom begin stap. Jy het sy Gees nodig.
Ons is te bang om iets te begin en mense te oortuig. Dis die probleem. Jy gaan niemand oortuig nie. Dis nie jou werk nie. Dis God wat dit doen. Daar's soveel geleenthede, oomblikke in elke dag, wat jy vir mense kan vertel van God. En wat gaan jy vir hulle vertel? Jou storie. Wat maak jy hier? Hoekom is jy deel van dit? Watse passie het jy nie vir die Here nie? Jy gaan moet kies. Het jy passie om toebroodjies te gaan koop, of is jy bereid om die kruik water neer te sit, dit wat jy eintlik wou gehad het, en eerder vir die mense gaan vertel van Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend en ons besef, maar daar is soveel geleenthede om oor opgewonde te raak. Daar is soveel oomblikke wat ons mis. Ons gebed vanoggend is dat U Gees sal kom en ons sal lei. Dat U Gees saam met ons sal wees, elke oomblik. Ons die waarheid sal gee. Die kennis sal gee vir elke woord wat ons moet spreek. Ons gebed vanoggend is net, Heilige Gees lei ons. Elke tree wat ons moet stap. Elke oomblik. En wanneer ons nodig het om 'n kruik neer te sit en die mense te gaan vertel, lei ons, dat ons dit nie mis nie. Ons wil vanoggend voor U kom en ons wil bid vir onsself, elkeen van ons se uitdagings in die lewe wat ons het. Elkeen van ons wat U so nodig het. Ons wil bid vir ons gemeente. Ons wil bid vir die pad vorentoe. Want U is die God wat ons lei. U is die God wat ons beskerm en die God wat ons verlos. Amen.